Ons maak die Bybels oop by Josua hoofstuk 5. In ons bestudering van die boek Josua het ons geleer dat die Here leiers skep en 'n man met die naam Josua, wat beteken die Here verlos, is die leier wat hierdie fase van Israel se geskiedenis moet hanteer as leier. Die volk trek tot by die rivier, die Jordaan, en daar word die Here se mag en almag gewys met 'n deurtog. Elkeen kan dit sien. Wanneer hulle deurgetrek het, het ons die laaste boodskap gesien, dat hoofstuk 4 beklemtoon dat ons moet onthou. Wie moet ons onthou? Ons moet die Here, die God van Israel, onthou. Ons moet die Verlosser God onthou. Nou hoofstuk 5, ons gaan net die eerste 12 verse saam lees, vanaf vers 1. Ek herhaal 1 het ons al reeds gelees, maar ek herhaal hom vandag. En toe al die konings van die Amoriete wat ander kant die Jordaan na die weste was, en al die konings van die Kanaaniete wat by die see woon, hoor, dat die Here die water van die Jordaan voor die kinders van Israel uit laat opdroog het, totdat hulle deurgetrek het, het hulle hart versmelt, en was daar in hulle geen moed meer, vanweë die kinders van Israel nie. In die tyd het die Here vir Josua gesê, maak vir jou klipmesse en besny weer die kinders van Israel vir die tweede keer. Toe het Josua vir hom klipmesse gemaak en die kinders van Israel besny by die heuwel van die voorhuide. En dit is die rede dat Josua hulle besny het. Die hele volk wat uit Egipte uitgetrek het, die manspersone, al die krygsmanne, het op pad in die woestyn gesterwe, op hulle trek uit Egipte. Want die hele volk wat uitgetrek het, was besnede, maar die hele volk wat op pad na die woestyn gebore is, op hulle trek uit Egipte, het hulle nie besny nie. Want 40 jaar lank het die kinders van Israel in die woestyn getrek, totdat die hele volk omgekom het. Die krygsmanne wat uit Egipte weggetrek het, wat nie aan die stem van die Here gehoorsaam was nie, vir wie die Here gesweer het, dat hy hulle die land nie sou laat sien, wat die Here hulle vaders met 'n eed beloof het, om aan ons te gee nie. 'n land wat oorloop van melk en honing. Maar in hulle plek het hy hul seuns gestel. Die het Josua besny. Want hulle was onbesnede, omdat hulle op die pad nie besny is nie. En toe die hele volk klaar besny is, het hulle op hul plek in die laar gebly, totdat hulle gesond was. Toe het die Here vir Josua gesê, vandag het ek die smaad van Egipte van julle afgewentel. Daarom het hulle die plek Gilgal genoem, tot vandag toe. Terwyl die kinders van Israel by Gilgal gelaar was, het hulle die Pasga gehou op die 14de dag van die maand in die aand, in die vlaktes van Jerigo. En hulle die dag na die Pasga van die opbrengs van die land geëet. Ongesuurde brode en gebraaide koring, daardie selfde dag. En die dag nadat hulle van die opbrengs van die land geëet het, het die manna opgehou, sodat die kinders van Israel verder geen manna gehad het nie. Maar hulle het geëet van die opbrengs van die land Kanaan in daardie jaar. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, die hele gedeelte sal in die prediking in behandeling geneem word. As daar een saak is waarvan baie min mense hou, is dit om gebind te wees. Probeer maar om 'n kind se hand vas te hou as ons oor die pad stap, dit gaan met moeite.
want die kind wil self. Loop in 'n besige winkelsentrum en die ma sê, gee my jou hand. En dit gaan met moeite, want ons wil gaan na die plekke wat ons oë sien. Ons wil wees daar waar ons hart is, want ons oog is ook daar. Ons wil graag beweeg na die plek toe waar, kyk mamma, kyk mamma, kyk mamma. En dis waar ons wil gaan. En daarom is dit so 'n moeisame taak vir moeders, veral moeders, wanneer ons in winkelsentrums beweeg, of op markte en besige plekke, met ons kinders, wat bietjie kleinerig is, maar hulle hoef nie te klein te wees, om vir jou moeilikheid te maak, in sulke omstandighede. Want gebonde wees, is vir ons swaar. En nou praat ons nie eers van jong kinders nie, ons praat van mans wat hierdie laaste maaltyd eet, dis wat hulle dit baie keer noem, hulle laaste drankie drink, want hulle glo, daar hang een of ander tou, wat hulle nek gaan ombind, en dan, as hy vasgetrek word, dan sterf jy, want jy is getroud. Nou is ek gebonde. En nou hardloop party weg van die gebonde wees, en verbind nie. Simptome van ons samelewing, en simptome van ons tydsgees, sê ek sal nie luister nie, ek wil nie gebonde wees nie, jy sal nie vir my in 'n boksie sit nie, want ek wil nie gebind wees nie. Kom is dit so 'n moeilike saak? Ons is deurspek daarmee. My reëls, my manier, my huis. My plek, my goed, my manier. Dis waar ons is. Is ons vreemd vir die kerk van die Ou Testament, soos Israel was? Is ons vreemd? Glad nie. Ons het net 'n nuwe ongebondenheidsbegeerte. En dis wie ons is. Die volk Israel het nodig gehad om weer gebind te word aan die God wat hom met hulle verbind het, alreeds vanaf Genesis 3. Want ongebondenheid, met ander woorde, gebind wees aan die bose, was al daar waar. Ons wou doen wat die slang sê, en daarna aanhou daarmee. Maar die Here sê nee, ek maak vyandskap, ek skep vyandskap tussen jou en die nageslag van die slang. En daarom is ons begeerte altyd weg. En as dit nie was vir die genade van die Here nie, was daar nie 'n pad terug nie. Tuin van Eden was die pad terug, die nageslag van die vrou. Met ander woorde, daar is alreeds gesê, daar kom een aan wie ons sal verbind wees. Wie het dit gesê? Die een wat die verbintenis kon skep, die een wat die verbintenis kon gee. Nou kan ons vra, maar hoe pas Josua 5 vers 1 tot 12 by hierdie gedagtegang? Die volk Israel kom van waar af? Egipte, tot by die grens van die beloofde land. Meerderheidsverslag sê, jammer, ons kan nie die land binne nie. Minderheidsverslag sê, ons sal verseker die land kan verower. Die Here sê, jammer, julle gaan nie in nie. 40 jaar is nodig. 40 jaar sal dit wees. Ons noem dit maar 'n tydperk, my woorde, van hervorming. Hoor die woord hervorming, saamgestel uit 2 dele. Her beteken weer, vorm beteken skep, maak, in plek sit. Die Here moet hervorm aan die gedagtegang, aan die leefstyl, aan die inhoud van wie Israel is
nadat hulle moet wegdraai van die grens van die beloofde land, binne na die woestyn se kant toe. Maar ons het gedink hervorming het eers in die middeleeue plaasgevind. Nee. Hervorming is nie 'n nuwe gedagte nie. Die Here het hervorming gevestig en hervestig en hervestig, want almal wat in die wêreld gebore is, wil graag agter die slang aan. Maar die Here het 'n nuwe verbintenis geskep en elke geslag word herverbind aan die Here, die God aan wie hulle behoort. Dis die trooswoorde wat reg deur hierdie teksgedeelte in Josua 5 spreek tot ons. Want 40 jaar moet verbygaan, 40 jaar van opstand en dan sterf 'n klomp mense. Opstand en dan sterf 'n klomp mense. Opstand en dan sterf 'n klomp mense. En dan sterf nog mense. En dan sterf nog mense. En 40 jaar van begrafnisse is nou verby. Die wat in opstand teen God geleef het, en die wat alreeds in opstand in hulle hart geleef het, sê die Here, hulle is nou almal weg. Die kinders het die hartseer van hulle geliefdes se dood beleef. Hulle het in die woestyn gesterf. Nou is ons hier deur die oorloë aan die ander kant van die rivier, die Here het oorwin. Deur die rivier, die Here het gestop. Verby die klipstapel, die Here het bewys wie hy is en ons mag dit nie vergeet nie. Die Here sê, dis tyd vir besnydenis. Dis tyd vir 'n tweede keer. En sê ons, maar hoe kan jy 'n tweede keer besny? Die fisiologiese aard van besnydenis laat net eenmal toe en dis wat dit is. Jy kan eenmal besny word, 'n tweede maal besny, wat bedoel die skrif? Net een baie maklike verduideliking. Julle wat julle ouers verloor het. Julle is nie besny toe julle gebore is in die woestyn nie. 'n Hele geslag wat nou al weerbare manne is, met ander woorde manne wat kan oorlog voer, daardie jong manne. Julle is nie besny nie. Julle betree die beloofde land onbesnede. En die besnydenis was wat? Wat is die besnydenis? Die besnydenis is 'n bloedteken wat net die seuns kon ontvang. Hoekom net die seuns? Die Here verbind die volk Israel aan die man, want die man verteenwoordig die vrou, soos die seuns die dogters verteenwoordig. In die plek van die dogter ontvang die seun die besnydenis, 'n bloedteken op die 8ste dag, waarin daar op die geslagsdele van die man besny word. En daardie 8ste dag 'n besonderse dag in die geskiedenis is, want op die 8ste dag bloei die seun die minste. En op die 8ste dag is hy besny en die bloed het geloop. En die bloedverbond is gesluit. En daardie bloed sou die eerste teken wees wat Israel moes onthou, dat bloed die teken van verbintenis sou bly. Nou wanneer jy as 'n volwasse man besny word, is dit 'n baie pynlike proses. Gaan terug in die geskiedenis, gaan na die geskiedenis tussen Levi en Simeon toe hulle suster verkragt was. En hulle in weerwraak daardie man wat sy suster verkragt het, se volksgenote gesê het, goed, julle kan deel word van ons, maar julle moet julle laat besny, dan kan julle deel word van ons as Israel.
En toe hulle nog in pyn was, sal jy daar lees. Maar daar is 'n tyd van pyn, want dit moet genees. Het Levi en Simeon hulle stad ingeval, hulle gedood. Dat ons lees in Genesis 49 waar Jakob reageer op hierdie gruwelike daad van ontrou, want daar is gesê, as julle dit doen, sal julle by ons ingelei word, want julle sal word deel van ons geloof en dan deel van ons. En Jakob het 'n bitter smaak in sy mond as hy met Levi en met Simeon praat in die laaste woorde. Net om te illustreer hoe veragtelik dit was om in daardie toestand waarin hulle was gedood te word, met 'n teken dat die Here hulle God is. Hierdie teken ontvang die kinders en die volwasse weerbare manne. 'n Groot groep Israeliete word nou besny. Wat is die rede hiervoor? Geestelike voorbereiding. Wanneer die besnydenis toegedien word en die Here sê dit sal nou gebeur, word Israel op 'n baie spesifieke tyd in die geskiedenis verbind aan die Here. Ek is julle God, is wat die teken beteken. Die teken wys nie na Israel toe nie, die teken wys weg van Israel af. Ek is julle God, julle behoort aan my. Elke gesin, en die mans verteenwoordig die vroue, elke gesin waarvan die man die hoof is, verteenwoordig my. Vandag nog manne, vandag nog seuns, verteenwoordig die Christelike kerk se manne die vroue. Luister die verbintenis wat Christus Jesus maak en waar Christus Jesus gebruik word in Efesiërs 5, mans, julle verteenwoordig die vrou, julle is hoof oor die vrou, maar in die lig van Christus opofferend. Jy sal sterf vir haar. Dis 'n geloofsverbintenis, dis nie magsvertoon nie, dit was nog nooit en dit sal in der ewigheid nooit wees nie. Mans, jy verteenwoordig die Here se saak en jou geloof is die verteenwoordiging. En daarom mag jy nie slap lê nie. Dis nie jou vrou se werk nie om leierskap te vat, dis jou werk om leierskap in die Here te vat. Jou vrou is onderdanig aan die Here en daarom glo sy, maar jy moet leierskap neem. Dis jou verantwoordelikheid. Wanneer ons vandag kinders ten doop bring, en hierso trek ons nou lyne. Die eerste saak waarna ons kyk in die teks is die besnydenis. Die tweede saak wat ons kyk in die teks is die Pasga. Vandag het ons twee sakramente. Die doop en die nagmaal. Die doop in die plek van die besnydenis, die nagmaal in die plek van die Pasga. Hierdie gedeelte, en dis hoekom hierdie gedeelte so besonder is in die geskiedenis van Israel. Julle kom vanaf die woestyn, 'n voorgeslag, meer as een wat uitgesterf het. Julle word nou met die Here gekonfronteer. Vers 1 het gesê, God het die Jordaan gestop en julle deurgetrek. Hy is julle God. 2. Besny, almal wat nog nie besny is nie, om te erken die Here is julle God, hy is aan julle verbind. Ons gaan die land in waaroor hy 'n belofte gehad het. Die belofte is die verbintenis. Die Here is God. En waar ons gaan, gaan ons in sy naam. Hy het ons verbind aan hom. Ons trek omdat hy ons laat trek. So na die besnydenis toegedien was en almal genees het, kan ons begin trek. Maar ons is nog nie klaar met hervorming nie, want die eerste saak van hervorming is, ken die Here. Hoofstuk 4 gesê, onthou die Here. Vers 1 sê, weet wie die Here is. Almal is vir hom bang, hoekom is jy nie? Want jy ken die Here. Jy is aan sy kant, want hy het jou aan sy kant geplaas. Hy het 'n geloofsverbintenis met jou gemaak. Hy het jou sy verbintenisteken, sy verbondsteken gegee, die besnydenis. Vandag dra ons die doop.
Ouers het hulle kinders verbind aan die Here, want die Here het hom verbind aan die ouers. Ek herhaal. My kind, jy is verbind aan die Here, want die Here het hom verbind aan my. Omdat hy hom aan my verbind het, is hy my Here en my God. En daarom is jy, wat grootgemaak word in die weë van die Here, dopeling, Nuwe Testamenties, jy word verbind aan die Here. Jy gaan niks verstaan as jy gedoop word nie, want jy kan nie verstaan hoe die Here hom aan jou verbind nie, tot jou ouers vir jou wys, ons loop nie los nie. Ongebondenheid aan kerk is simptomaties van ongebondenheid aan Here. Ek herhaal. Ongebondenheid aan kerk is simptomaties van ongebondenheid aan Here. Want wanneer iemand nie die verbondsgemeenskap verstaan nie, sê hulle, maar ek kan kerk wees waar ek is. Ek kan kerk wees soos ek voel. Ek kan kerk wees waar ek goed dink, soos ek wil. Terwyl die Here sê, Israel, jy is buite die kerk, jy dra nie die teken nie, jou geloof is wankelagtig. Daar is nie vastigheid aan jou verbintenis nie. Hierdie teken wys iets van aan wie jy verbind is. Toets dit in die samelewing vandag. Hoeveel finalejaars het by belydenis van geloof aflegging kom sê, ek bely, Jesus is die Here en is gedoop. Hoeveel volwasse katekisasies het oor die laaste 10-15 jaar plaasgevind, en ons moes hoor, iemand het nou tot geloof gekom en is gedoop. Simptomaties van 'n geskiedenis van 20, 30, dalk 40 jaar, van afvalligheid wat al hoe meer toegeneem het, en verbondsgesinne wat nie meer verbondsgesinne was nie. Groepe mense wat net nie meer verbind het aan die waarheid nie, maar begin swerf het en 'n weg gesoek het, ongebonde geleef het, en by 'n punt gekom het waar genade plaasvind. En dis hier waar jy die kerk moet raak sien vir wat die Here as genade beskou. Die kerk is 'n stukkie lig in hierdie wêreld. Die kerk is 'n stukkie koninkryk. Die kerk is nie volmaak nie. Hoor dit baie mooi. Die kerk is nie volmaak nie. Want die kerk bestaan uit mense in proses. Hervorming in proses. Die kerk van Jesus Christus in die Ou Testament word in Josua 5 beskryf as 'n kerk in proses van heiligmaking. Met ander woorde, hervorming, mooi maak, regmaak, heel maak, nuut maak. En wanneer ons raak sien dat in ons kerke kwyning plaasvind, wegloop, los wees, al hoe meer as 'n behoefte ontwikkel, wat sien ons? Doen die samelewing. Jy sal nie aan iets verbind wees nie. Jy sal nie aan iemand verbind wees nie. En daar is nie net een antwoord nie. Jou antwoord is reg, jou antwoord is reg, jou antwoord is ook reg. Gaan waar jy gemaklik voel. En jou subjektiewe, met ander woorde, jou eie idee, tipe van raak sien is reg. Want almal op die aarde sê dis reg. Wat sê die Here vir Israel? Wat sê hy vir die Nuwe Testamentiese kerk? Lees Kolossense 2. Wat sê hy vir die Nuwe Testamentiese kerk? Jou verbintenis aan goed maak nie jou verbintenis aan God vas nie. Maar jou verbintenis aan God maak jou sekerheid oor die saak waarmee jy besig is. En dis kerk wees. Die pad wat ons moet stap. Want op jou eie stap jy dit nie. Op jou eie stap jy dit nie. 'n Groot klomp mense, volwassenes en kinders, is besny aan die Here verbind. Dan lees ons oor, dis maar toevallig dat hulle die 10de van die maand deur die rivier is. Dis die eerste maand van die jaar.
Nou blaai ek terug na Eksodus 12 en ek sien op die 10de van die maand in die aand moet jy wat doen? Jy moet solank die lam gereed maak. En op die 14de moet jy hom slag. Wat gebeur op die 14de van Nisan, dis die eerste maand van hulle jaar, is hulle in Kanaan. En die paaslam word geslag. Die besnydenis was 'n bloedteken. Die paaslam is 'n bloedteken. Wat moet jy onthou staan in Eksodus? Jy moet onthou dat jy verlos is uit Egipte. En jy moet vir jou kinders vertel. Jou besnydenis moet jy vir jou kinders kan vertel. Jou Pasga en die rede hoekom dit so gevier word, moet vir jou kinders vertel word. Jy moet jou kinders verbind aan die Here. En Israeliete moet dit vir mekaar vertel, ons word verbind aan mekaar. En wanneer die Christelike kerk vandag nie die Pasga vier nie, maar die nagmaal, word ons verbind aan die een waaroor die bloed gaan. Ons word vandag verbind aan mekaar met die water waaroor die doop gaan. Ons word verbind aan Christus. En hierdie verbintenis bind die hele volk aan mekaar. Elkeen wat glo dat Jesus die Christus is verbind. Wanneer ons die nagmaal gebruik, net soos wat Israel daar op die 14de van die maand die Pasga gevier het, en hulle word verbind aan die verlosser God van Egipte, wat hulle verlos het uit die slawerny van die woestyn, wat hulle weer eens verlos het van die water van die Jordaan, en nou gaan verlos van die koninkryk van Kanaan, en die land word hulle sin. Die Here is met hulle op weg. In Nuwe Testamenties kyk ons na die lyn op dieselfde wyse, want dit stop nie by Kanaan nie, dit stop nie by Jerigo nie, dit stop nie by Ai nie, dit stop nie met die verowering van die noorde nie, dit stop nie met die verowering van die suide nie, en dan stop dit ook nie met elke deel van die land wat dan gegee word nie. Dit stop nie daar nie, want al die weë wys na Christus. 1, die volk is bang van die land. 2, die besnydenis verbind ons aan die Here. 3, die Pasga word geëet as herinnering wie ons verlos het uit Egipte. Maar nou is dit 'n toebroodjie. Want wat gebeur net na die Pasga geëet word? Die fees van die ongesuurde brode begin. En nou stap hulle in Kanaan en oes van die graan, bak die brood en eet ongesuurde brood uit Kanaan. En dis die laaste dag van manna. Want die volgende dag val die manna nie meer nie. Uittog uit Egipte, manna begin. Intog in Kanaan, manna stop. Die Here gee met die Paasfees, die fees van die ongesuurde brode en die stop van die manna die laaste teken. Hy gee die verbintenis, ek het jou versorg met brood, nou het ek jou in die land van brood laat kom. Ek het nou vir jou gegee wat jy nodig het. Hoe verbind die Here hom aan ons? Hoe maak hy hierdie verbintenis 'n verbondenheid aan die Here duidelik en vas? Hoe maak hy dit seker? Hoe maak hy dat dit onaantastbaar verander? Is die klank af? Hoe maak die Here dat ons op so 'n wyse met hom alleen werk, dat niemand anders ons kan wegruk van sy genade nie? Hoe maak hy? Hoe gebeur dit? Hoe veroorsaak hy dit? Hy gee hierdie tekens wat vas is en waar is.
Hy gee die tekens wat vas is en waar is. En hy maak vir Israel dit baie duidelik. Hy gaan nêrens. Hy maak dit so seker, dat niemand kan ontken, dat hy die Here is. En hoe doen Jesus dit? Van die beloofde land, is maar 'n voorafskadu van die uiteindelike land wat Israel en die kerk sal betree. Jy kan gerus daar in Openbaring 22 lees en jy kom agter dat wanneer besnydenis gegee word as 'n sekerheid en 'n vastigheid, word 'n bloedteken gegee wat ons aan Jesus verbind. Wanneer die bloed van Christus die versoeningswerk illustreer, dan kom ons agter, ons het nie meer nodig vir versoening nie, maar ons is in God se teenwoordigheid. En dis waar die twee vingers van die sakramente, die Nuwe Testamentiese kerk verbind aan Jesus. Wanneer ons kinders deur hierdie wêreld stap en sê ek het nie lus om aan mamma se hand vas te hou nie. Ek het nie lus om te doen wat my pa gemaak het nie. Ek het nie lus om oupa se oudtydse maniere te openbaar nie. Word een vraag gevra vir die kerk van die Nuwe Testament, soos vandag. Kyk ons na kultuur en gebruike vanuit, julle doen dit maar net, maar dit het eintlik geen betekenis nie. Of sien ons die geloof raak, soos wat die simbole van doop en nagmaal bevestig. Jy het nie verdien om te lewe nie, maar die doop bevestig, voordat jy kon verstaan, het die Here met jou moeite gemaak. Die nagmaal sê, nog voordat jy enigiets kon probeer doen om jouself, die prys vir jou sondes te betaal, het iemand dit in jou plek gedoen, en nooit sou jy dit kon doen nie. Jy kon jouself nie kies nie, dis wat die doop sê, jy kon jou verlossing ook nie bepaal nie, dit sê die nagmaal. Ouers, waaraan hou ons vas? Kinders, waaraan hou ons vas? Wat is vir ons seker? Niks nie. Hoe oud gaan ek word? Kan nie vir jou sê nie. Gaan ek ook 95 word? Kan nie sê nie. Die toekoms is nie seker nie, maar die Here is. Wanneer jy geestelik reggemaak moet word om die land te verower, wat die Here klaar sê is joune, dan wil hy eers sê 'n ding moet gebeur. En dis die essensie van hierdie hele 12 verse. Wie is die Here? Wie se hand jy vashou, want hy het jou hand lankal gevat. Kyk mooi. Hy het jou hand nie gelos nie. Die Here het jou steeds in sy hand. En is die Here wat ons dra deur ons diep gate, ons hoë berge, ons vinnige afdraandes, ons voorspoed, ons teëspoed. Dis hy wat nie slaap nie, dis hy wat nie sluimer nie. Onthou hom net. Hou vas aan die een wat jou het. Want dis hy wat die fondasie gee waarop jy mag staan. En ons staan. Dan lyk dit baie moeilik. Maar hervorming beteken niks anders as gaan kyk na jou verbondsteken. Gaan kyk na die genade teken van die nagmaal. En vra weer die vraag. Bely ons dit nog dat die Here my God is? En sien dit daarin. Hy het hom aan ons verbind. Elke kind is by die naam geroep. Jy het vergeet om te besny, papa. Jy is ook nie besny nie.
Kom, sê die Here, kom nader aan my. En dan leef jy vanuit hierdie getuienisse van doop en nagmaal. Van doop en nagmaal. En ons sien die Here se genade oor ons spoel. En daarvoor kan ons die Here net prys. Want so hou hy die kerk vas, deur die eeue tot by die wederkoms. Kyk na die doop, kyk na die nagmaal, dit bevestig die woord. Geen ander evangelie is nodig. Jesus is die Here en hy is die evangelie. Prys hom, omdat hy hom aan ons verbind het. Amen. Ons bid saam. O Here, ons Here, ons dankie dat U moeite maak met ons. Ons dankie dat ons kan getuig dat U genade genoeg is in 'n deurmekaar wêreld soos hierdie. Dat ons getuig saam met die skrif, dat ons is in hierdie wêreld, want ons is hier gebore, ons wandel hier, ons deel en ons skuur skouers met almal wat hier bly. En ons deel hulle denkrame, en ons deel die wêreld wat hulle oor dink en hoe hulle dink. Maar is ons in hulle, want ons is in die Here. En ons ervaar ongemak. Dankie Here dat U ons deur hierdie ongemak lei. Daarom dra ons elkeen op wat in ongemak leef, dat U ons sal opbou en beskerm. Aan U kom toe die eer, die lof, die dank en die aanbidding in Christus naam. Amen.